Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Dankie. Goeiemôre julle. Wat 'n geseënde oggend. Goeiemôre aan al die paas. Net so vinnig die paas. Steek julle hande op. Man, steek op julle hande, paas. Daar sê, mag die Here julle seën vandag en elkeen van julle is awesome. Elkeen van julle is awesome. Vanoggend, voor ek uit die huis uit gaan, sê my vrou vir my, gelukkige Vadersdag, en sy sê, julle mans is awesome. So ek wil dit met julle ook deel. Sy sê julle is slim, né? En sy sê julle lyk goed en sy sê julle weet baie keer beter en al verstaan hulle ons nie altyd nie, dis wat sy sê, en dit laat my dink aan iets van die week wat gebeur het. So is ons op pad iewers heen en ons is laat en sy wil nie laat wees nie en ek sê vir haar, ek ken 'n kort pad. En ek soos, maar ons moet hier, en sy soos nie, vat net die lang pad, ons is haastig, en ek soos nie, ek ken 'n kort pad, en ek vat die kort pad, en die kort pad is toe nie noodwendig die vinniger pad nie. Maar, ek meen, is nie so bad nie. Sy kla gedurig, en sê sy wil meer tyd met my spandeer. So ek meen, toe het ons nou lekker tyd, ons kan tyd saam spandeer, en ons sien 'n ander deel van die wêreld, wat ons nooit sou sien, sou ek nie hierdie pad gekies het nie. En ons trek in by die plek wat ons moet wees, goed laat, en sy kyk vir my, in my oë, met daai sagte oogies van haar, en sê vir my, hierdie profound woorde, sy sê, jy doen nie wat ek vir jou sê nie. Wat 'n weird way om dankie te sê. Ek meen, dis net 'n vreemde manier om dankie te sê. Ek meen, nee, al daai het ek opgemaak. Dames, ons is wie ons is as gevolg van julle. Ons is wie ons is as gevolg van julle. Kom ons gee die dames 'n hande klap, man. Ek wil vanoggend praat oor 'n man van môre. Soos Renier reeds gesê het, ek wil nie net met die mans praat nie, ek wil met die vrouens ook praat, ek wil met die dames praat. Dit wat ek vanoggend deel is so van pas op jou ook, is so van pas en lief, vat dit vir jou, maak dit jou eie ook. Maar voordat ons praat oor die man van môre, wil ek gou die storie deel agter die liedjie It is well with my soul. Nou wie van julle ken die liedjie? Meeste van ons wat die liedjie ken ook die storie, maar gee my net gou 'n oomblik. So die liedjie oor It is well with my soul gaan oor 'n ou met die naam Horatio Spafford en Anna Spafford. En in 1870 bly hulle in Chicago en Horatio is 'n Christen man, hy's 'n prokureur, suksesvolle besigheidsman, besit eiendom, dit gaan regtig goed met hulle en skielik gebeur daar iets met hulle klein seentjie en die seentjie sterf af. En daai selfde tyd kom daar 'n brand in Chicago en die hele Chicago, of 'n groot deel van Chicago brand af. Sy eiendom, sy besigheid, alles brand af en hulle verloor letterlik alles. Hy 2 jaar later, 1873, stuur hy sy vrou en sy 4 dogters met 'n skip oor Engeland toe om te gaan kyk of daar beter geleenthede daar is. En op pad Engeland toe ry daai skip en 'n ander skip in mekaar vas en al 4 sy dogters verdrink. Hy hoor daarvan, sy vrou stuur 'n telegram na hom toe, het sê dit is wat gebeur het, die woorde sê alleen gered. Hy klim op 'n skip, vaar na sy vrou toe en toe hulle oor die plek kom waar hierdie skip gesink het. Nou ek kan net imagine hoe dit moes wees. Die kaptein kondig af en sê hierdie skip waar al hierdie mense gesterf het 'n maand of wat terug, dis hierdie plek. Dis hier, ons seil nou oor daai skip. En ek kan net imagine waardeur hy moes gegaan het op daai oomblik. Ek kan imagine hoe hy moes gedink het, gewonder het, maar joh, hoekom het ek dit gedoen? Hoekom het ek my vrou en kinders gestuur? Hoekom?
Hoekom het ek nie 'n ander keuse gemaak nie? Hoekom het ek nie besluit om hulle by my te hou nie? Hoekom het ek nie saam gegaan nie? Hoekom het ek dit gedoen? Of dalk die volgende gedagte is, hoekom het die kaptein nie iets anders gedoen nie? Hoekom het hulle nie gekies om 'n ander pad te ry nie? Hoekom? En dan begin jy vra, maar was dit dalk die ander kaptein se skuld? Die ander skip se skuld? Wie se skuld was dit? En dan die laaste ding wat gewoonlik kom is, maar waar was die Here? Waar was God? Ek is dan 'n Christen man. Waar was die Here toe dit met my seentjie gebeur het? Waar was die Here toe hierdie brand alles vernietig het waarvoor ons so hard gewerk het, ons toekomsplanne, alles? Waar was die Here? Waar was die Here toe hierdie twee skepe mekaar vasvang? Waar was die Here? En ek kan net imagine dat daar mense is wat vanoggend hier sit wat daai selfe vraag vra. Ons het hierdie naweek getuienisse gehoor en na die tyd nog getuienisse gehoor van mans wat deur baie dieselfde tipe goed gaan in hierdie tyd. Daardeur gegaan het, die seer van die lewe geproe het, deur bitter moeilike weer moes probeer opstaan en alles. En in daai oomblik, toe hy dit hoor, toe skryf hy hierdie bekende woorde, it is well. It is well. It is well with my soul. Hoe profound. Hoe ironies. Ek weet nie van jou nie, maar elke keer as ek deur so life-changing moment in my lewe gaan, dan sit die liedjie wat opkom. Dis so teenstrydig met dit wat besig is om te gebeur, maar tog dink ek aan hierdie woorde, it is well. Iets anders sê vir my, dit is wel. Daar's iets anderste wat met my praat en ek wil vanoggend dink ek en ek wil oor hierdie gedagte praat is wat maak die man van môre opstaan? Wat maak dat 'n Caleb nadat hulle nou net Israel die Filistyne verslaan het, nadat Israel nou net uit Egipte uitgetrek het en klaar gefight het vir soveel jare, wat maak 'n ou soos Caleb na Joshua toe kom en sê Joshua, ek het nie gekry wat na my toe moes kom nie. Ek verdien beter, maar ek vra nie die maklike pad nie. Ek vra gee my die berge waar die reëse woon. Wat maak 'n man opstaan en sê, al is ek moeg, al is ek's klaar, ek sien nie meer kans nie. Wat maak 'n man opstaan? Wat maak 'n 16-jarige of 15-jarige laaitie wat daar in die loopgraaf lê, sien hoe die Israeliete verslaan is, sien hierdie reus buite kan staan en almal is te bang om hom te gaan fight. Wat maak 'n seun opstaan en sê ek sal gaan? Ek sal gaan. Ek sal hom gaan fight. Lorika Raug het 'n liedjie geskryf. Nou waar is die Lorika Raug fans? Julle mag maar fluit, daar's hy. Lorika Raug het 'n liedjie geskryf en ek wil hierdie woorde vir jou lees. So eenvoudig, maar dit raak my so die week. Hierdie woorde sê: "Hi, liewe lewe, as jy dink jy kan my onderkry, kom ek vertel jou net 'n storie van my. Ek gee nie sommer op nie. Hey, liewe lewe, as jy dink ek kan nie meer, môre staan ek op en probeer ek weer. Ek sal nie sommer stop. Want ek is sterker as wat jy dink, my glase van geduld is vol geskenk, en ek is harder as die donder weer, môre staan ek op, probeer ek weer. Hey, liewe lewe, jy moet weet dat ek nie stop. Maar as ek stop, dan kyk ek op. Iemand sê amen. Want my krag kom van bo. Liewe lewe, as ek is reg vir jou. Gee my tog 'n klippie om te kou. Op my knieë val ek voor hom en op hom sal ek vertrou. Liewe lewe, ek is reg vir jou. Dis 'n feit. Dis 'n feit dat ons nie gespaar is van die seer van die wêreld. Dis 'n feit. Dis 'n feit dat dit reën oor die regverdige en die onregverdige. En dat elkeen van ons wat hier sit 'n storie het. Elkeen van ons. En die naweek na die getuienisse kom een van die boeties by my en sê, weet jy wat, ek besef net weer dat ek nie regtig almal se storie ken nie. En jy kyk vanoggend na 'n klomp mans of selfs die dames hier en jy ken nie regtig hulle storie nie. Dis 'n feit. Elkeen het 'n storie en ons is nie gewaarborg dat ons nie deur die moeilike goed van hierdie lewe gaan nie. Ons is nie gewaarborg dat ons nie die pyn gaan voel nie, maar daar's iets wat ons het. Ons het 'n belofte. Church, ons het 'n kerk en ek glo in meer van God. Iemand sê amen. Eerstens glo ek dat God vir jou meer wil hê in verhouding met hom. Meer van God.
Ek glo dat maak nie saak waar jy is in jou verhouding met God nie, daar is meer. Ek maak nie saak hoe lank jy al die Bybel bestudeer het nie, daar is meer. Dit maak nie saak hoe lank jy al kerk toe gaan nie, daar is meer. Maak nie saak hoe lank jy al in tale praat nie, daar is meer. Daar is meer. Ek glo in meer van God. Net so glo ek in elke belofte wat hierdie woord vir my sê, meer van God. Ek glo dat die Here vir ons die beste wil hê. Ek glo dit met alles in my. Ek glo dat elke belofte in hierdie woord myne is en dat hy dit aan my gemaak het. Ek glo in meer. Ek glo dat hy vir my 'n lewe van oorvloed beplan het. Ek glo dit. Ek vertrou dit. Ek wil hê ons moet vanoggend begin en ons lees in Psalm 62 wat Dawid se gedagte was rondom hierdie. Psalm 62 vers 6, dan skryf Dawid die volgende, hy sê, wees maar stil tot God my siel. Dis nie cool nie, hy praat so met homself, hy sê, hey, nou, wees maar stil tot God my siel, want van hom is my verwagting. Sekerlik, hy is my rots en my heil, my rotsvesting, ek sal nie wankel nie. By God is my heil en my eer, die rots van my sterkte, my toevlug is in God. Vertrou op hom altyd, o volk, stort julle harte uit oor sy aangesig. God is 'n toevlug vir ons. Dawid sê, ek weet waar my hulp vandaan kom. Ek weet wie sal sorg, ek weet waar my toevlug is, ek weet waar ek beskermd is, ek weet waantoe om te gaan, en is by die Here, want die een wat my geskaap het, die een wat in beheer is, dis my toevlug. Dis die plek waantoe ek gaan. Hoekom? Want dis die een wat weet wat môre vir ons inhou, man van môre. Dis die een wat die planne het van môre, man van môre, amen. Maar lees weer vers 6, sit geweef my vers 6 op. Want die vraag is, hoe kom ons daar uit? Hoe kom ons daar uit? Hoe leef ons in hierdie plek van oorvloed? En ek praat vanoggend oor goed wat sleutels is, wat in jou hande is, wat die toekoms vir jou kan oopsluit. Ek praat vanoggend van goed wat die woord ons leer, wat 'n sleutel is, wat jy en ek moet leef, ons eie maak, wat die toekoms vir ons oopsluit. Vers 6 sê Dawid die volgende, hy sê, wees maar net stil tot God my siel, want van hom is my verwagting. Sê die woord verwagting. 'n man van môre leef met 'n verwagting. Iemand sê amen. 'n man van môre leef met 'n verwagting. Kom nou, jy kan nie sê jy's 'n man van môre nie. Jy kan nie sê jy lewe vir die toekoms, maar jy het nie hierdie verwagting van dit wat God wil doen nie. 'n man van môre het 'n verwagting, want hy ken sy God. Omdat ons God ken, het ons 'n verwagting. Ons weet dat ons Here iets gaan doen. Iemand sê amen. Ons weet dat hy in die toekoms is. Ons weet dat hy 'n plan het. Ons weet dit. Ons lewe met 'n verwagting. Kan jy vanoggend sê dat jy staan elke oggend op met 'n verwagting? Kan jy? Kan jy vanoggend sê dat wanneer jy na jou besigheidsafspraak toe gaan, dan gaan jy met 'n verwagting? Kan jy vanoggend sê dat wanneer jy by die huis kom, dan kom jy met 'n verwagting? Verwag jou man se ookies skottel goed gewas het. Wel, dit is 'n verwagting. Kom jy by die huis met 'n verwagting? 'n Verwagting dat die Here reeds daar is. 'n man van God, 'n man van môre leef met 'n verwagting. Die Heilige Gees leef binne in my en jou, en as daar iets is wat die Heilige Gees binne in ons kom wakker maak, is dit die karaktereienskappe van Jesus. Amen. Hy kom maak my en jou meer en meer soos Jesus, en daar's 3 goed wat ons hierdie naweek oor gepraat het, die derde een praat ons vanoggend oor, wat die Heilige Gees binne in ons kom vasmaak, en hierdie is van pas op vrouens ook. Die Heilige Gees kom maak ons 'n koning, 'n priester en 'n profeet. En jy het nodig om daai 3 karaktereienskappe van Jesus in jou lewe te hê. Ek was 'n lafaard voor ek Jesus ontmoet het. 'n Lafaard, en dit beteken nie ek was bang om my vuiste te gebruik nie. Nee. Ek het so gister gelag. Waar is die mans wat die naweek hier was? Kyk.
ek het so gister vir Pastor Morney gelag. Sorry, ek het jou nie jou toestemming nie, maar hy vertel ons die eerste keer toe ek dink hy was 10 jaar oud of 8 jaar oud, kom hy en hy gaan speel rugby en daar's 'n losgemaal, onthou julle daai storie. En hy sien die losgemaal en hy dink vir homself die volgende, hy staan en hy sien die ouens fight vir die bal en hy staan en hy dink, jy moet mal wees om daarin te gaan. Mense kry seer daar. En hy sê nee, die Here het my wysheid gegee, needless to say, die coach haal hom van die veld af. Maar daai was my kos. Ek was dalk nie so slim soos hy nie, maar my pa het sterk kinders groot gemaak, hè. My vriend sê dom kinders groot gemaak. Maar hy was my kos. As ek van 'n rugbyveld afgekom het en ek bloei nie in my gesig nie, dan het ek vir myself gevoel jy het nie jou kant gebring nie. Legit, dit was my ding. Dit was my ding, dit was my kos. Dit beteken nie ek was nie bang om my vuiste te gebruik nie. Dit beteken nie ek was nie bang om seer te kry of bang om my mond te gebruik om mense terug seer te maak nie. Maar ek was 'n lafaard want ek kon nie deel met my verlede nie. Ek het weggehardloop van my verlede af, so ek het mense probeer seer maak omdat ek nie kon vrykom van gister nie. Man van gister. Maar Jesus kom en hy maak my 'n koning. Hy maak my 'n koning, hy gee my autoriteit, hy gee my die ability om gister te gebruik, om vandag my te vorm, sodat in die man wie ek is, sodat ek dit vandag kan gebruik tot eer en verheerliking van sy naam. Die Heilige Gees kom en hy maak ons 'n priester. Jesus is die hoëpriester, volgens die orde van Melchisedek, amen. Maar hy kom en hy maak ons 'n priester. Voordat die Heilige Gees in my kom leef het ek selfsugtig geleef. Alles het oor myself gegaan. Die lewe wat ek vandag leef, het ek vir myself geleef. Dit beteken nie ek was nie loyaal nie, ek was loyaal teenoor almal wat ek geweet het wie iets aan my sal terug goed doen. Selfs in my godsdiens, ek het die Here gedien net omdat ek geweet het hy gaan weer vir my sorg. Maar toe die Heilige Gees in my kom bly, toe ontvang ek die karakter van Jesus Christus en dit gaan nie meer oor my nie. Prys die Here. Dit gaan oor die mense om my, dit gaan oor wat die Here wil hê, dit gaan oor sy koninkryk, dit gaan oor sy heerskappy, wat hy wil hê. En dan die derde ding wat die Heilige Gees kom doen is, hy maak ons 'n profeet. Hy maak ons 'n profeet. Al drie hierdie goed is Jesus gewees. Hy kom maak ons 'n profeet waarvan Jesus die beste voorbeeld is wat ons kan hê. So as ons vanoggend wil sê, maar hoe lyk 'n profeet, dan moet ons na Jesus kyk. As ons vanoggend wil sê, hoe lyk 'n priester, moet ons na Jesus kyk. As ons wil sien hoe lyk 'n koning bo elke koning, moet ons na Jesus kyk. Maar vir my en jou om 'n man van môre te wees, moet ons ook profeties wees. Sit gou vir my Joel 2 vers 28 op asseblief. Hier is die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees. En daarna sal ek my gees uitstort op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal wat doen? Sal profeteer. Julle ou mense sal drome droom en julle jongelinge gesigte sien om wat te doen? Om te profeteer. Beteken dat ek en jy met die Heilige Gees in ons 'n profeet is. Dit beteken ons ken die wil en die planne en ons spreek die wil van God oor die toekoms. Ons kan sien wat die Here môre wil doen. Amen. Nou in church, daar's iets in hierdie vasgevang dat die man van môre moet ook 'n profeet wees. Nou 1 Korintiërs 14 leer ons hoe om te profeteer. Hy sê dat wanneer jy spreek, moet dit opbouend wees, dit moet stigtend wees. Maar hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik wanneer dit moeilik gaan? Hoe is dit moontlik wanneer die lewe teen jou draai, wanneer jy goed verloor, dierbaar aan jou? Hoe is dit moontlik om môre te sien of uitkyk op môre te hê anders as die wêreld? So ek wil vanoggend so 3 skrifgedeeltes by stil staan en kyk hoe Jesus dit gedoen. Is julle okay met dit? Kan ons vanoggend kyk en sien wat het Jesus gesê? Hoe doen ons dit? Hoe word ons die man van môre? So blaai saam met my na Johannes 5 toe. Vers 30. Johannes 5 vers 30 lees so. En hierdie is Jesus se woorde en onthou nou ons kyk na sy karaktereienskap. Ek's nie besig om die vers te ontleed nie, ek's besig om te kyk na die karakter van Jesus. Kyk, hy praat, ek kan uit myself niks doen nie. Enige iemand? Kan enige man onvereenselwig met dit? Ek kan uit myself niks doen nie. Ons woord vir die jaar is met Jesus kan ek. Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat. Wanneer?
saam met Christus, deur Christus wat my die krag gee. Ek kan sonder hom wat doen? Niks. Sonder Jesus kan ek niks doen nie. Tot Jesus, die Seun van God, maak hierdie statement en hy sê, ek kan uit myself niks doen nie. Niks doen sonder die Vader nie, ons sonder Jesus nie. Soos ek hoor, oordeel ek. En my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. Die man van môre, die profetiese man binne in ons, soek nie sy eie wil nie. Kom nou, ek ken nie een profeet in die woord wat sy eie wil gesoek het nie. Elke profeet het die wil van die Vader gesoek. Jesus leer ons in Matteus 6 hoe om te bid en dan sê hy, ons Vader in die hemel, laat u naam verheerlik word, laat u naam geheilig word. En dan bid hy iets en hy sê, soos laat u wil kom, soos in die hemel, so ook op die aarde. Jesus, die Seun van God, leer ons dat ek en jy kan niks doen as ons nie die wil van die Vader soek nie. In alles vir almal. Dit beteken vir elke persoon om my, dit beteken vir my familie, vir my vriende en vir my. Wat is die wil van die Vader vir my? As jy 'n man van môre wil wees, moet jy weet wat die wil van Vader is vir jou. Wat die wil van die Vader is vir jou huwelik, wat die wil van die Vader is vir die mense om jou, en wat die wil van die Vader is vir elke situasie waardeur jy gaan, in elke situasie waarin jy is. Wat is die wil van die Vader vir my finansies? Wat is die wil van die Vader? Wat is die wil van die Vader vir my gesondheid? Wat is die wil van die Vader vir my huwelik? Wat is die wil van die Vader vir my geestelike lewe? En meer as enige van hierdie goed, wat is die wil van die Vader in en deur alles waardeur ek gaan? Hoekom gaan ek deur hierdie goed? Wat is sy plan? Wat is sy doel? Wat is die wil van die Vader? Maar Jesus sê 'n baie mooi ding hierso, sit hom gou weer op. Hy sê, soos ek hoor. Soos ek hoor. Die man van môre lewe in geloof. Hy gelewe in vertroue, maar die woord van God sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. So wil jy in die wil van God vir jou lewe leef? Dan moet jy dit met geloof leef. Amen. Maar die woord sê nog 'n ding, hy sê geloof kom deur die gehoor. Geloof kom deur die gehoor. As jy 'n man van môre wil wees, dan moet jy weet dat geloof kom slegs deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. Daar is nie 'n ander plek waar jy gaan hoor wat God se wil vir jou lewe is as hier nie. Kom nou. Iemand het gister, ek dink as Pastor Monay het gister gesê, die man van God moet 'n man van die woord wees. En as ek en jy 'n man van môre wil wees en in God se plan vir ons lewe vir môre wil leef, dan moet ons eerstens sy wil soek en tweedens moet ons gaan hoor wat hy vir ons sê wat sy wil is. As jy nie kan hoor wat God vir jou sê wat sy wil is en sy plan is nie, gaan jy dit nie leef nie. Gaan jy dit nie leef? So ek wil jou vra vanmôre, as jy 'n skrif lees, soos Jeremia 29 vers 11, wat die Here sê, dat my plan vir jou is goedheid en guns, my plan vir jou is nie teëspoed nie, hoe hoor jy dit? Man vanmôre, hoe hoor jy dit? Hoor jy dat die Here sê, dat my plan vir Israel is nie teëspoed nie, maar voorspoed? Of hoor jy vanoggend wat die Gees van God vir jou sê, profeet? Hoor jy vanoggend dat die Gees van die God vir jou sê, my plan vir jou is nie teëspoed nie, maar voorspoed? Hoe hoor jy vanoggend? Hoe hoor jy vanoggend? Wat hoor jy vanoggend as jy 'n skrifgedeelte soos daai lees? Wat is dit wat jy hoor vanoggend? Psalm 23 en sê Dawid dat goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. So wanneer jy die woord van God hoor en jy hoor Psalm 23 waar Dawid sê net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, wat hoor jy? En ek hoop terwyl ek hierdie herhaal en herhaal is ek besig om jou ore te draai.
Ek's besig om jou in te tune, want as jy nie vanoggend begin hoor wat die woord van God vir jou sê nie, gaan jy hier uitstap en jy gaan in die verlede bly vashou. Jy gaan die verlede gestak raak. Maar wat hoor jy as Dawid sê, dat net goedheid en guns sal my, Dawid, volg al die dae van my lewe? Hoor jy dit so, of hoor jy, net goedheid en guns sal Michael volg al die dae van my lewe? Hoor jy dat die woord van God sê, net goedheid en guns sal my, Kobus, volg al die dae van my lewe? Kom nou church, jy kan nie geloof in die woord van God hê en nie glo dat dit van toepas is op jou lewe nie. Wat se tipe geloof is dit? Waartoe gaan ons gaan? Gaan ons regtig in die plan van God vir ons lewe vir die toekoms, as ons net glo dat dit is waar vir Pastor Ilse, of is waar vir Michael, of moet ons hierdie woord nie op 'n stadium begin glo en sê, nee, dis nie wat ek hoor wat die woord sê nie. Toe Pastor Sondag gepreek het, toe hoor ek hoe praat hy met my. Toe iemand daai skrif spreek, toe hoor ek hoe praat dit met my. Toe ek daai liedjie luister wat in die ander kant van die wêreld geskryf is, toe hoor ek hoe praat die woord van God met my. Kom church, die man van môre hoor die woord van God en hy hoor dit duidelik, hy hoor dit in sy gees en hy hoor dit hier in sy hart. Vers 19. Hoor wat sê Jesus. Voorwaar, ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen nie. Amen. Hier is Jesus Christus, die seun van God, wat hierdie statement maak terwyl hy as mens geleef het. Hy sê, hy het nou nog gesê in vers 30, hy sê dit in vers 19 weer. Jy as mens, ek as mens kan niks uit jouself doen nie. En nou nog gesê, hy sê dit weer. Jesus self het daai verklaring gemaak en sê, ek kan niks uit myself doen nie. Maar die volgende woord sê, tensy. Ek kan niks uit myself doen nie, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die Seun ook net so. Die man van môre kan niks uit homself doen nie. Hy kan slegs dit doen wat hy die Vader sien doen. So die man van môre moet met 'n verwagting leef. Die man van môre moet glo in die woord wat God oor sy lewe spreek. Hy moet daarin leef. Die man van môre moet ook hoor. Iemand sê amen. Die man van môre moet hoor. Nou kom ek verduidelik vir julle hoe dit werk. Pastor Ilse, Pastor JP, kom staan gou voor by my. Dis hoe hierdie werk. Pastor JP, jy is die Here op hierdie stadium. Kom staan hier by my. Net 'n voorbeeld daarvan. Staan hierdie kant. Almal van ons soek 'n verhouding met die Here. Almal van ons soek 'n nabye verhouding waar ons sy stem hoor, soos ek nou nog gesê het, waar die woord werklik maak, kom staan nader, waar ons die Here hoor. We are seated with Christ in heavenly places. Ons het hierdie nabye verhouding met die Vader. Maar die werklikheid is, ons is hier vandag, maar die Vader is al reeds, kom saam met my. Die Vader is al reeds hier. Hy weet presies wat die toekoms vir ons inhou. Iemand? Daar's niks waarby jy uitkom of oor jou pad kom waar die Here nie al reeds was of is nie. Hy dek vir ons 'n tafel voor die aangesig. Hy trek voor ons uit. Kom nou church. Hy's reeds voor ons. So die Vader is reeds besig om te beweeg. En wat ek jou vandag vra is, kan jy hom sien dit doen? Kan jy sien, man van môre, kan jy sien wat sy plan is? Kan jy sien waar hy beweeg? Maar die probleem is, as ons hier gaan bly staan en ons hoor die woord van God en ons sê ons glo die woord van God, maar ons kan nie die deurbraak sien nie, gaan ons net hier bly staan. Soveel kinders van die Here het net 'n sleutel nodig en ek bid vanoggend dat jy hierdie ding sal snap, dat hierdie goed wat ek met jou deel is sleutels wat jou toekoms oopsluit. Dit sluit jou toekoms oop. En die sleutel wat ek met jou volgende wil deel, ek hoop regtig jy hoor dit. Vir ons om van hier af tot daar te kom, met die plan en die wil en dit wat God vir ons het, moet ons hom daar sien. Ons moet sien dat hy reeds dit gedoen het. Maar nie net hom hier sien nie. Ons moet onsself hier sien. Kom nou. Wat ook al
God vir jou beplan het in die toekoms. Solank as wat jy daar bly en jy kan jouself nie in dit sien nie, gaan jy net daar bly. Soos die Here vir jou 'n hoopvolle toekoms voorberei het, waar moet jy wees? Jy moet jouself daar sien. Ja, gaan so doen. Jy moet jouself daar sien, al is jy vandag nog hier. Dis wat 'n profeet doen. Kom church, moenie my so kyk nie. En ek praat nie net van goed verbeel nie. Ek praat van drome en gesigte sien. Dit is wat die Gees van God vir ons sal doen. Iemand asseblief, het jy nie die Gees van die Here ontvang wat jou laat droom en gesigte sien nie? Het jy nie die Gees van God ontvang wat die woord van God joune maak en oopbreek sodat jy dit sien gebeur nie? En as jy hier bly staan, gaan jy dit nie sien nie. Kom gou weer hier, Pastor Ilse. Staan net daar, Pastor. Weet jy wat gebeur as ons hierdie kant staan? En ons staan hier en ons kan nie die deurbraak sien nie. Weet jy wat begin ons raak sien? Ons begin al die obstacles raak sien. Ons begin raak sien hoe moeilik gaan dit wees om hier uit te kom. Ons begin raak sien hoe onmoontlike taak is dit. Die woord van God sê dat hy het vir my 'n hoopvolle toekoms voorberei. Hy het vir my deurbraak voorberei. Die woord van hierdie naweek uitgegaan het is Romeine 8 vers 28. Elke prediker het dit sonder dat ons dit weet in ons notas ingewerk. Alles sal ten goeie meewerk. Maar as jy jou hierdie kan sien en jy kan nie sien hoe dit gaan uitwerk, weet jy al wat jy sien is jy sien die. Jy sien dit en die mense wat teen jou staan. Jy sien dit wat jou verhinder om soontoe te gaan. Of jy sien selfs jou verlede. Want jy kan jouself nie sien daar uitkom nie. Jy kan jouself nie sien in 'n plek van oorvloed nie. Jy kan jouself nie sien met deurbraak nie. Jy kan jouself nie sien daai oorwinning behaal nie. Al wat jy sien is hierdie goed voor jou. Amen. So die man van môre sien homself daar. Hy sien homself daar waartoe die Here hom wil vat. Nou Pastor JP en Pastor Ilse het 'n probleem met hulle sig. Weet jy wat 'n probleem het hy met sy sig? As ek vir hom sê, Pastor, ons moet hier op die leer klim, en ons het net 'n lang reguit leer en ek sal hom vir jou vashou, klim op en sê hy vir my, weet jy Pastor, ek het 'n probleem met my sig. Dan sê ek hom, wat is jou probleem met jou sig? Legit. En dan sê hy vir my, ek kan myself nie sien nie opklim nie. Nee. Gee hom 'n lekker hand. Pastor, ek gaan sit. Pastor Ilse staan nie. Maar Pastor Ilse het ook 'n probleem met haar sig. As ek vir haar sê, Pastor, ek graag 'n koppie koffie hê, en dan kry ek dieselfde antwoord. Ek kan myself nie sien. Nee, ek spot net. Ek wil haar wel as 'n voorbeeld gebruik. Sy het nie 'n probleem met haar sig nie. Sy het nie. Sy staan vandag hier omdat sy juis nie 'n probleem het met haar sig nie. Want dit maak nie saak hoeveel mense vir haar gesê het, jy sal nie 'n pastoor kan wees nie. Sy het haarself gesien as een. Het maak nie saak hoeveel keer mense vir haar gesê het, dit gaan nie werk nie, en jy gaan nooit daar kom nie. Sy het haarself bly sien hoe sy oor 5 jaar van nou af nog steeds mense tot bekering lei. Sy het haarself gesien op hierdie stage staan en preek en huwelike word gered. Sy het haarself gesien preek die woord van God en daar kom bekerings, daar kom genesing. Sy sien dit gebeur. En dis hoekom sy vandag hier staan. Kom ons gee haar hande klap. Come on church. Man van môre, kan jy jouself sien? Kan jy jouself sien in die God se plan vir jou lewe? Kan jy sien hoe die Here die deurbraak bring? Dawid sê die Here dek 'n tafel. Waar aan die ander kant van die dal van doodskare. Hy dek 'n tafel vir wie? Vir my. In die teenwoordigheid van my? Beteken dit die lewe gaan maklik wees? Beteken dit jy gaan nie 'n storie hê nie? Nee, jy gaan 'n storie hê. Maar kan jy die tafel sien? Kom nou man van môre, kan jy die tafel sien? Kan jy sien wat die Here besig is om vir jou te dek, voor te berei? Kan jy sien wat sy hart is vir jou? Die man van môre kan sien wat God vir hom voorberei. Laaste vers, laaste skrif wat Jesus ons wys in Johannes 12 vers 49 en 50.
Jesus sê hierdie woorde, hy sê, want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, hy het my 'n gebod gegee, wat ek moet sê, en wat ek moet spreek. Ek weet, dat sy gebod die ewige lewe is. Kom nou church, weet julle dat hierdie woord om dit te spreek, weet julle dat sy woord is lewe? Glo jy dit? Wat ek dan spreek, iemand sê dit, wat ek dan spreek, net soos die Vader my gesê het, so spreek ek dit. Sit gou vir my Spreuke 18:21 op asseblief. Dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, gaan dalk, mag dalk, kan dalk per ongeluk, sal, glo jy dit? Sal die vrug daarvan eet. Sal die vrug daarvan eet. In Deuteronomie 30, dan sê die woord, dan sê die Here, ek lê voor jou lewe en dood. Ek lê voor jou die vloek en die seëning. Kies die seën sodat jy kan leef. Ek lê dit voor jou, ek lê voor jou vanoggend die woord van God. Ek lê vanoggend voor jou die voorbeeld wat Jesus ons gegee het, hoe om 'n profetiese mens te wees, hoe om profeties te leef, hoe om in die toekoms te leef, hoe om in die perfekte wil van God van ons lewens te leef. Ek lê dit vanoggend voor jou, wat kies jy? Kies jy vanoggend om dit te spreek? Kies jy vanoggend om dit te sê? Kies jy vanoggend om dit oor jou toekoms te spreek? Church, as jy nie dit gaan begin spreek nie, gaan dit nie gebeur nie. Toe ons by hierdie gemeente begin praat van herlewing, toe begin herlewing gebeur. Kom aan, maar beteken dit ons het dit gevamsak? Beteken dit ons het sommer eenoggend wakker geword en gesê, miskien moet ons begin praat oor herlewing? Nee, ons het die woord van God gehad. Wat vir ons sê dat hy 'n hoopvolle toekoms vir ons het. Wat vir ons sê hy sal herlewing bring. Wat vir ons sê ons het die gees van God ontvang. En dat hy ons nie sal verlaat nie, nooit in die steek sal laat nie. Ons het die woord wat vir ons sê, hy het ons die kop gemaak en nie die stert nie. Hy wil hê ons moet in hom triomfeer. Hy maak ons meer as oorwinnaars in Christus wat ons die krag gee. En op daai woord, toe ons daai woord hoor, toe glo ons, dis vir ons as kerk. En toe ons dit glo, toe ons dit hoor en dit glo, toe vat ons dit en ons begin dit sien. Ons sien hierdie kerk vol. Ons sien 1000 stoele in hierdie auditorium, vol stoele. Mense reg deur oral sit. Ons sien 1000 mense op hulle knieë, die Here aanbid as die enigste koning, die lewendige God wat daar is. Ons begin dit sien, maar toe bly ons nie stil nie. Toe bly ons nie stil nie. Die Heilige Gees het my gelei om dit selfs vir die koerant te gaan sê, ek ken oom Toby baie goed, en ek het vir hom gaan sê, en hy het gesê, is jy seker daarvan? Ek het gesê, ek seker daarvan. Maar die woord wat die Here my gegee het, is dat daar is herlewing in ons hele dorp. Dis die woord wat die Here my gee. En ek het dit so met hom gedeel, en hulle het dit so in die koerant geskryf. Weet julle dat die grootste oppositie wat ek gekry het, is van sommige van die ander leiers van die dorp af? Sê, wie's ek, of wie's ons om te sê, daar's herlewing? Ons het selfs 'n komment gehad op sosiale media wat sê, gaan kyk Sondag, daar's net 200 mense in die diens of 250. Ek gee nie om wat jy vir my sê nie. Ek kyk nie hierna nie, ek sien my hier. Ek sien die church vol. Ek sien die church vol, nou kyk om jou. Ons het 'n ekstra 100 stoele van die saal af ingedra daai jaar. Ons het hierdie jaar 150 ekstra stoele in die middel gesit, en ons is besig om nog stoele te koop. Hoekom? En jy sê vir my, sê, maar pastor, laat hulle eers hierdie stoele vol maak. Jy kan wag solank as wat jy lus het om te wag, maar ek gaan beweeg waar die Gees van God vir my wys, hy wil hê ons moet wees. Amen. En dis tyd dat ons dit begin spreek. Dis tyd dat jy oor jou eie lewe begin spreek en sê wat God sê wat hy wil doen. Wil jy sukses hê in daai huwelik, dan begin vir almal vertel wat so awesome huwelik jy het. Ek is seker is wat my vrou met my gedoen het, want nou is ek awesome, maar ek was nie altyd nie. Nee, ek swat. Nee, ek swat. Lewe en dood is in die mag van die tong, en die een wat dit gebruik sal. Jy kan dit glo of dit los. Jy kan dit los.
Maar elke profeet wat ek ken of van weet, of elke profeet in daai woord van God het geglo en het gespreek nog voor dit gebeur het. En het gesê asof dit reeds is. Sit my laaste skrifgedeelte, ekskuus, dis wat 'n pastoor doen. Hy het altyd nog een laaste skrifgedeelte. Maar hierdie, lees net gou hierdie. Dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op die vroeër goed wat gebeur het nie. Kyk, sê kyk. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Kan jy dit sien? Kan jy dit sien in jou huwelik? Kan jy dit sien in jou finansies? Kan jy dit sien in jou gesondheid? Kan jy dit sien in jou verhoudings? Kan jy dit sien wat die Here wil doen? Nou sal ek uitsprei. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere en in die wildernis. Hierdie goed hier, ja, ek maak 'n pad reg deur dit. Reg deur dit. Maak nie saak wie in die pad staan nie. As jy dit kan sien, kan vat vandag en dit begin spreek. God is going to change it. Alles sal ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Gaan ons deur moeilike tye gaan? Ja. Deur die dal, deur die doodskadu, maar ek sien die tafel aan die ander kant. Ek weet wat die Here vir my voorberei het. Herhaal agter my aan vanoggend. Ek glo die woord van God. Ek hoor die woord van God. Ek sien die woord van God. Ek spreek die woord van God. Oor my lewe, oor my finansies, oor my verhoudings. Ons hemelse Vader, Here, wanneer ons oor hierdie tipe goed praat, dan is dit so belangrik om te weet wat die Gees vir ons sê. Jesus, self, die Seun van God het bely dat ek kan niks doen. Ek kan niks doen as God nie in dit is nie. En vanoggend bely ons as mans, maar ook as vrouens en kinders en ons bely vanoggend dat ons kan niks doen as U nie daarin is nie. Ek weet dat U Gees gestuur het en is 'n Gees wat ook die profetiese kant in ons ontsluit. Wat elke een van ons 'n profeet maak. En my gebed vanoggend is dat U hierdie eienskappe van Jesus sal vasmaak in elkeen van die kinders. Nie net die mans nie, maar dat elkeen vanoggend nie sal dink aan al die challenges en die verlede en al die swakhede en al die tekortkominge en al die labels nie, dat ons nie vanoggend sal dink daaraan nie. En dat ons elke gedagte tot gehoorsaamheid aan Jesus Christus sal bring, aan die woord van God. En dat ons vanoggend in die Gees sal kan sien wat U doen. Dat ons vanoggend U sal kan sien alreeds in die oorwinning staan. Dat ons vanoggend sal sien dat die deurbraak reeds ons in is. Dat ons vanoggend sal sien wat die Vader doen sodat ons weet hoe om hom te volg. Dat ons vanoggend daai ability sal hê om daar te wil wees. Heilige Gees, maak vanoggend my lippe los. Met jou oë toe wil ek dit vir jou sê vanoggend, hierdie is 'n sleutel wat die woord ons leer. Dis nie my doktrine nie, hierdie is 'n sleutel wat die woord ons leer. Jou mond kan dinge oopsluit of toesluit. En jy kan dit vanoggend glo of jy kan dit los. Maar op jou tong is daar 'n sleutel wat jou toekoms oopsluit of toesluit. Heilige Gees, my gebed is dat elkeen van ons vanoggend hierdie sleutel sal vat en begin deure oopsluit. En Here Jesus, gee ons die ability om vanoggend nie ongeduldig te word nie. Gee ons die ability om nie na die eerste of die tweede of die derde deur wat ons oopgesluit het en daar niks agter was nie of dalk net teleurstelling was, op te hou oopsluit nie. Gee ons die ability om vanoggend te bly oopsluit. Kerk, die Heilige Gees sê vir my om vir jou te sê, jy moet bly oopsluit. Jy kan nie ophou oopsluit nie.
Jy moet bly oopsluit, jy moet bly oopsluit, jy moet bly oopsluit, al het jy dit al 10 keer gedoen, al het jy dit al 100 keer gedoen, toe die profeet vir die koning sê, slaan daai pyle op die grond, toe slaan hy 3 keer, toe sê die profeet, hoekom nie maar 6 of 10 of 20 of 100 keer nie, hoekom nie maar aanhou slaan nie, waar is jou geloof? Nou sal jy oorwinning hê 3 maal. Ek spreek dit vanoggend oor elkeen wat hierdie woord van God vat en dit syne maak. Ek spreek vanoggend oor elke persoon wat bereid is om hierdie woord te vat en te hoor, nie net te luister nie, maar te hoor en te sê, ek hoor wat die Gees van God vanmôre vir my sê. Ek hoor wat die woord van God sê, dat daar 'n hoopvolle toekoms is. Ek hoor wat die woord van God vir my sê, dat daar genesing is, dat daar deurbraak is, dat daar 'n geluk is. Ek hoor dat die woord van God vir my sê, goedheid en guns sal my volg. En ek vat dit vanoggend en ek maak dit myne en ek sal dit hierdie mond nie stil bly nie. Ek sal beweeg en oopsluit soos ek gaan. Dankie Vader, dankie vir die teenwoordigheid vanoggend. Heilige Gees, dankie dat jy elke hart aanraak. Elke hart roer. Elke hart roer. Dankie Here Jesus. Saam met Jesus